Hallo vriende en baie welkom, dit is so lekker om saam met jou te kuier vandag en mag jy daar waar jy is soos wat jy kom, op net God drie enig se teenwoordigheid ervaar, sy stem hoor en dankie dat jy ook op hierdie manier by ons inskakel. Ons het getuienis naweek en ons gaan vandag bietjie fokus op Matteus 28, ons roeping as gelowiges na die wêreld toe. Maar voordat ons gaan lees, wil ek begin met 'n verhaal. Daar was een dag 'n orkaan wat deur 'n eiland gegaan het. En toe hy klaar deur beweeg het en die watersoep begin sak, is daar toe 'n aapie wat op droë grond veilig weg van al die gevaar is. Maar hierdie aapie sien toe 'n vis. En die vis swem teen die stroom. En die aapie sien dat hierdie vis baie swaar kry. En die aapie besluit toe om hierdie vis te help. Hy gaan toe naby aan die vis en hy gryp die vis uit die water uit en beweeg weer na veilige droë grond en hy sit die vis toe langs hom neer. En alhoewel die vis nogal redelik opgewonde was en sy lyf baie beweeg het hy toe mettertyd rustig geraak langs die aapie op die grond. Nou die vis is natuurlik oorlede, is dood, want hy is uit die water uitgehaal. Nou, hou daai beeld en daai verhaal vas en kom ons kyk dan wat Jesus vir ons sê in Matteus 28, ons lees van vers 16 af. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarin Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die tyd. Die beeld van die aapie en die vis is op 'n manier 'n beeld wat ek vandag aan die kerk wil koppel. En wat ek en jy vandag moet hoor is dat wanneer ons roeping vergeet, is ons soos hierdie vis wat uit die water uitgehaal word en so stadig maar seker sterf. Liewe vriende, wanneer ons Matteus 28 lees, dan lees ons dat Jesus sy disippels na die berg toe nooi en dat hy vir hulle daarso ontmoet en vir hulle opdrag gee. Hy sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Jesus Christus het die gesag van alle dinge. Hy het gesag oor alles. En daarom is hier die opdrag wat hy vir sy disippels gee, so gesaghebbend. Die skepper en die verlosser van die wêreld sê vir sy volgelinge, sy disippels, gaan na die nasies toe, maak mense my disippels. En wanneer ons na hierdie opdrag kyk, dan moet ons besef dat dit baie pertinent nie net vir die disippels gegee word nie, maar ook vir my en jou. En heel eerste word daar gesê, gaan. Dit is 'n imperatief. Ek en jy het nie eintlik 'n keuse in hierdie saak nie. Ons moet dit doen, dis 'n opdrag. Gaan na mense toe. Liewe vriende, en dit is die opdrag wat ek en jy as gelowiges ook ontvang, wanneer ons in Jesus glo en ons is volgelinge van hom, ons sê dat God is ook my God, dan word ek en jy vandag opnuut gestuur na die wêreld toe. So dit is die heel eerste ding wat ons moet besef. Dit is 'n opdrag, dit is iets wat ons nie oor kan besluit of miskien kan doen nie, maar dit is iets wat deel van ons wese is. En dan natuurlik die tweede gedeelte, gaan na al die nasies toe en maak mense my disippels. Dit wil sê dat ek en jy word genooi om nie net hierdie boodskap wat ons het vir onsself te hou nie, maar ook om na hulle te gaan wat dit nog nie gehoor het en wat dit nog nie ontvang het nie. Nou dit is nie maklik om jouself te ontwortel en in 'n vreemde plek die Here se evangelie te gaan verkondig nie
En ek dink ook nie dat hier die radikale roeping vir alle mense beskore is nie. Maar dat ons dit moet dra tot die uithoeke van die aarde, dit is ons opdrag. En daar waar jy is en daar waar jy met mense omgaan, dink ek is ons primêre of ons eerste geleentheid. En dan is daar ook mense wat verder gaan en wanneer ons na ons getuienis bediening, ondersteuningsnetwerke kyk, dan sien ons daar soveel mense waarvan ons Sondag na Sondag bid. Mense wat plaaslik besig is, by Amos byvoorbeeld, en by straatbediening, straatkerk, en wat ook dan bietjie verder van ons is, en in die Weskaap omgewing bedien, en ek dink in die besondere aan Smart Start, en dan sal ook mense wat buite ons landsgrense besig is, ons dink aan Free to Serve, fishers, trainers en senders, wat byvoorbeeld in Malawi besig is, Dominikosa in Mosambiek, dan is daar sendelinge in ons Argentinië, en ons ondersteun ook die van der Wats missie Japan, wat in Japan werksaam is. So daar's 'n klompie mense vir wie ons nie net finansiëel bydra nie, maar ook vir wie ons opdra in gebed. En ek dink dit is ook deel van ons bediening as gemeente, nie net as predikante en kerkraad nie, maar vir ons as gemeente om hierdie mense regtig op te dra aan die Here, om te hoor waarmee hulle besig wees en om in te tree in gebed vir hulle. Vriende, ons moet besef dat as die kerk haar basiese opdrag nie uitvoer nie, dan is ons soos hierdie vis wat teen die stroom swem, maar wat uitgehaal word en stadig maar seker doodgaan. En ons het dit al gesien, daar is soveel voorbeelde in die geskiedenis daarvan. Maar liewe vriende, ons word vandag opgeroep om eerstens te besef, ons basiese opdrag is dat ons na die nasies toe moet gaan en mense disippels maak. Dit is wie ons is. En daarom om sendingwerk te doen is wie ons is. Dit moet ons besef. Op watter wyse kan ons verskil, maar dat ons moet betrokke wees, het jy dit fisies in die veld of as ondersteunend finansiëel gee en vir mense opdra in gebed, ons moet regtig dit besef, dat ons moet betrokke wees by die verskeie aksies wat plaasvind in hierdie wêreld. As ons dit nie doen nie, liewe vriende, dan gaan die kerk ophou bestaan. En soos ek reeds genoem het, het dit al in die verlede gebeur. Maar hoor vandag so oproep. Weereens opnuut. Gaan wees aktief betrokke in die wêreld. Gaan deel Christus se liefde uit. Dra mekaar op in gebed. En wees so deel van God se sending na die wêreld. Die NG Kerk het 'n paar jaar terug, so 11, 12 jaar terug, besef dat hierdie is 'n element wat ons van vergeet het. En toe het hulle met prosesse begin om hierdie deel te maak van wie ons is, ons identiteit. En daarom het hulle in 2013 dit deel gemaak van ons kerkorde. En daarin het hulle gesê dat die NG Kerk is 'n kerk wat missionaal is, opgeneem in God se sending na die wêreld. Dit is in wese wie ons is. Daarom lyk dit dalk of die vis swaar kry as hy teen die stroom swem, maar hy is in sy element. Liewe vriende, dit moet ons besef vandag. Ons word geroep na die wêreld toe, ons word geroep om mense van hierdie wonderlike, vriendelike, liefdevolle, genadige God te vertel. Dis wie ons is, missie is wie ons is. En daarom, liewe vriende, maak erns daarmee. Hoor dit vandag opnuut weer. En vra dalk vir God, op watter wyse jy kan en gaan betrokke raak. Hoe jy kan deel word. Waar jy die evangelie kan deel met mense. Of dalk, waarheen word jy geroep om die evangelie te deel. Christus belofte aan sy disippels is ook my en jou belofte. Hy sê, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hy sê, hy stuur ons nie alleen nie. Hy stap die pad saam met ons. Dalk is die uitnodiging vandag om God op te vertrou daarvoor. Maak nie saak
hoe bang of hoe onseker hierdie pad mag wees wat ons stap nie. Daarom vriende, nooi ek jou uit, besef opnuut weer jou roeping. Besef opnuut weer dat ons geroep word om na die nasies toe te gaan. Dat dit ons eerste natuur is, dit is wat ons kerk maak, is dat ons hierdie evangelie deel aan die wêreld. En kom ons volhard daarin, kom ons ontdek dit weer opnuut. Amen. Dankie Here dat ons geroep word na die wêreld toe en ons kom vandag en ons sal regtig bely dat ons so dikwels nie hierdie opdrag uitvoer nie. Help ons en gee vir ons leiding. Help ons en gee vir ons die insig en die waagmoed om regtig disippels te maak, om na die nasies te gaan, want dit is wie U is. U het na ons toe gekom en hierdie wonderlike boodskap kom verkondig. U het ons kom red. Kom verseker ons met vers 20 se woorde, dat U by ons is tot die volëinding van die tyd, en dat ons nie hoef bang te wees om hierdie dinge aan te pak, of sending te doen nie. Dankie Here dat U ons stuur. Lei ons, nie net as gemeente nie, maar as individue, om ook in hierdie pad te volhard. Amen.